iewers waar ek in die pad gelê het, iemand vir my gesê, kom Zantjie, kom reg. En ek glo nog steeds, dit was die Here gewees, of iemand wat net ek en my pa en ma Zantjie wat my moed ingepraat het. Dit was daar waar ek dink, die Here op my lewe verander het, my 'n nuwe kans gegee het. 'n jaar na die ongeluk waarin sy tussen 20 en 30 meter ver deur 'n bakkie gesleep is, het Susan Leiden se vriende en familie haar met 'n partytjie verras. Vandag 365 dae terug het my lewe verander. Dit gaan goed. Dit is nogal erg om te hoor as jy gaan vir al die toetse dat jy regtig heeltemal doof is in jou een oor. Maar dit voel goed om vandag ook te kan soort van partytjie hou, want dit is nog steeds 'n seëning om hier te wees. Hulle het hier staaltjies van haar herstelpad gedeel. Toe sy wakker word, toe praat sy Zulu. Pragtig. Ja. Regtig, Zulu. In my kop was ek in Dubai in 'n motorongeluk. En iewerstes was ons by 'n quilt of 'n kookkursus, of ek saam met seuns van die skool, van Paartjie. En ons moes foto's neem en ek kon nie mooi foto's neem of so iets. En toe bel ek my sussie, sy moet kom foto's neem. En iewerstes was ons in my sussie se woonstel, wat onder die hospitaal was, want dit is wit. En ek kon nie verstaan, hoe kan sy nie vir my gaan koeldrank kry nie, want dit is reg onder die hospitaal. Maar ek kan nou seker nie sê wie was swanger langs my. Jy kan maar sê. Ek het iewers my verbeel Koenie de Villiers. Koenie de Villiers was my baas gewees op 'n plek. Want die se vrou, ek het eers op my getrou, was langs my in die kamer. Sy was 20 maande swanger. Sy was baie erg, sy wou net heeltyd in die koffieshop sit. So ek het toe later vir die mense gesê, hulle moet nou maar daar gaan sit op ons rekening, want sy wou die verpleegsters iets aandoen. En hoe het sy gemaak in die koffieshop, sy maak so. Ek was laasweek Woensdag by FNB, want ek het my 5de kaart verloor. Of 4de. Nee, dit is my 5de. 4de self. 5 selfone of 5 kaarte. Wat genade. En my lisensie is ook iewers. Irene Fischer, voorheen 'n radioomroeper, het ook die geleentheid bygewoon. Sy het in 2009 'n breinbesering opgedoen toe 'n vragmotor teen haar kar gebots het. Vir my is die ergste dat ek nie my woorde kan onthou. Ek kan nog steeds nie. Ek kan nie dink wat ek sien. My woorde is nog steeds. Ek het miskien dit afasie. Okay. Maar ek het dit op 'n ander grond. Soos baie keer dan sal ek sal bedoel televisie, maar dan sal ek sê Fado. Nee, Fado maar. So daar pop hier verkeerde woorde van my mond uit. Ek op like kyk vir iets en dan dink ek, wat is dit? En dit blyk bekend. Ja, maar ek kan nie daai woord kry en dink ek, o, tissues. Dit is letterlik dat ding wat hulle sê, dis op die punt van Ja. Ek dink ons het daai ons onderstreep daai styl. Fisies voel ek nie myself nie, want ek kan nie hoor nie. Maar geestelik, ek is baie keer hartseer, baie keer kwaad, maar ek het gegroei as 'n mens, om meer vir ander mense om te gee. As ek dink hoe baie mense vir my gedoen het hierdie jaar, wat sommer net klein goedjies doen, kos te bring of my te help om by die skool goed te doen, dink ek probeer ook meer teruggee vir ander mense. So dit het my goed gedoen, maar dit is moeilik. Die pad wat ek moet nog steeds gaan vir fisioterapie, ek moet nog steeds gaan vir spraakterapie. Dis uitputtend om heeltyd tyd te, ek voel baie keer ek mors tyd op iets wat ek nie moes gemors het nie. Ek bestuur nie self nie, maar as ek saam met ander mense ry en daar's nog steeds mense wat verkeerde goed doen op die pad, dan moet ek regtig myself inhou om nie iets te sê of te doen of kwaad te word nie. En ek word baie keer vir alles ek nie kan hoor nie, word ek kwaad, want dis nie hoe ek was nie. Ek word kwaad en ek word baie hartseer.
Tog sê Susan sy het steeds baie om voor dankbaar te wees. Nog steeds as ek die stoute kabouters sien elke oggend, dan is ek nog steeds dankbaar dat ek by sy gradeplegtigheid kon wees en kan sien hoe hy tand trek. So dis my een groot dankbaarheid.